Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons kan vanmôre met groot sekerheid sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom dat ons daaroor juig en bly wees. Vanmôre sit u miskien met 'n paar skete en skote in u liggaam, miskien is daar dinge wat u pla, maar wil ek vra dat u vir 'n paar oomblikke sal stil word en die Here sal dank dat hy jou vanmôre genade gegee het om jou oë te open, om op te staan, om hierdie nuwe dag tegemoet te gaan. En vra die Here, Here, help my om in hierdie dag nie so na myself te kyk en my probleme en my omstandighede en my elende nie, maar dat ek my oë sal rig op U, die leidsman en volëinder van my geloof, sodat hierdie dag die beste dag in my lewe sal wees, omdat ek dit voluit sal lewe vir U, U naam, U eer, U koninkryk en die uitbreiding daarvan. Vanmôre gaan ek met U praat oor die baie besondere gedagte van Hosea 14 vers 5, waar die Bybel vir ons sê dat die Here ons vrywilliglik liefhet. Kom ek lees vir U wat staan daar. Daar staan, Aser kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry nie, en tot die werk van ons hande nie meer sê, onse God nie. Want by U vind die wees ontferming. Ek sal hulle afkeerigheid genees, hulle vrywillig lief hê, wat my toren is van hulle afgewend. Nou in die eerste plek skryf die Here hierdie wonderlike woorde vir sy volk Israel en die Here bevestig sy liefde vir hulle ten spyte van hulle afvalligheid, hulle afgodediens, die feit dat hulle van hom afgewyk het. Sê die Here, ek het julle lief gehad, ek het julle vrywillig lief. En die volk besef en onder die leiding van Hosea die profeet, besef hulle dwaasheid, besef hulle die feit dat hulle ander dinge in die plek van God gestel het. Gebarste reënbakke vir hulle self uitgekap het wat geen water hou nie. Hulle het besef dat hulle hierdie fontein van lewende waters verlaat het en in hulle dwaasheid en in hulle sondigheid baie van God se tug en se straf oor hulle lewe ontvang het. En ag vriende, nou kom die Here en hy sê vir hulle, ten spyte van alles sal ek julle vrywillig lief hê. Onthou, hier praat God in besonder met sy volk, sy uitverkorenes. En vriende, as ons die toepassing moet maak in die Nuwe Testament, dan sien ons dat God nog steeds 'n God van liefde is. Die Bybel sê vir ons in besonder dat hy sy kinders liefhet, sy uitverkorenes, die wie Christus uit genade kom red het. En ek wil vanmôre vir u sê, die Bybel is baie duidelik daaroor dat God is liefde. Hy is nie net liefde nie. Hy's 100% liefde. Hy's ook 100% goedertieren. Hy's ook 100% geregtigheid. Hy's ook 100% heilig. Maar die klem van liefde is vanmôre ons tema. En vriende, as ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons dat die Here, terwyl hy op aarde was, sy liefde kom openbaar het. Want Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die volgende vers sê dat God sy seun in die wêreld ingestuur het om die wêreld te oordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered sal word. En dit is die oordeel, dat mense die duisternis liewer gehad het as die lig, want hulle werke was boos. So as ons praat van die gedagte van wêreld, moet u nie dink dat elke mens uit elke nasie, taal, volk en stam gered sal word nie. Jy moet onthou, die Bybel sê, elkeen wat in hom glo, en geloof is 'n geskenk uit die hand van God, en as jy vanmôre kind van God is, dank God dat hy jou vrywilliglik lief gehad het. En dis die tema van vanmôre, want u sien vriende, elke weergeborene weet vanmôre, dat ons nie God se aandag kon trek, dat ons nie iets goeds in ons gehad het, wat God raak gesien het en gesê, jong, hierdie Gerard Bekes is 'n besondere mens, en ek wil by hom stil staan nie. Verseker nie. Vriende, luister, die Bybel sê ons almal was onder God se toorn. Ons almal verdien sy ewige hel, sy ewige straf. Maar hy kom in sy groote genade en stort sy liefde oor ons uit. En hy doen dit sonder dwang. Hy doen dit omdat hy 'n liefdevolle God is. Die Bybel sê vir ons in die Engels, I will love them freely. En dis wat ek vanmôre vir u wil kom sê en onder die aandag wil bring, dat ons opnuut hierdie God sal aanbid vir sy liefde aan ons bewys. Soveel sodat hy sy seun in ons plek gestraf het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons die Here nou kan lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Geen groter liefde ken 'n mens dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. En daarom wil ek vanmôre opgewonde in jou hart kom wek en ek bid dat die Gees hierdie waarheid in jou hart sal ingrafeer. Dat jy vanmôre sal besef dat die Here jou lief gehad het omdat hy wou. Omdat hy gekies het om jou lief te hê. Jy het hom nie gekies nie, hy het jou gekies, hy het sy liefde, sy vergifnis, sy genade oor jou uitgestort. Toe jy hom nie gesoek het nie, het hy jou gesoek. En het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Soveel sodat hy in Filippense 1 vers 6 sê, die goeie werk wat ek begin het, sal ek volëindig. Dis die sekerheid wat elke weergeborene het.
dat ons sal volhard, omdat God deur sy gees ons daartoe in staat sal stel. Die Bybel sê vir ons, nie een sal verlore gaan van die wat die Vader aan Christus as 'n geskenk gegee het nie. Ag, hoe wonderlik om te weet dat die Here ons sal lief hê, of dat hy ons vrywillig lief het. Die Bybel sê, I will love them freely. Ek wil jou vanmôre vra as kind van die Here, hoe lyk jou liefde? Hoe beantwoord jy God se liefde, sy vrywillige liefde vir jou? En jy sien, dit is die kruks van die saak. As die Here my kom red het, het ek 'n verantwoordelikheid. Het ek hierdie goddelike verantwoordelikheid om nou te reageer en te sê, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Ek het nodig om te sê, Here, niks op aarde behoort nie aan my nie. Nie my lewe nie, nie my tyd nie, nie my geld nie, nie my besittings nie, nie my geliefdes nie. Alles behoort aan U. Alles lê ek vrywillig aan U voete. U wat my vrywillig lief gehad het. Here, ek wil U nou lief hê met my hele hart, met my hele siel, met al my krag en met my verstand. Want ag Here, hierdie liefde kan ek nie begryp, ek kan dit nie verstaan. Ek weet nie waarom U my lief gehad het. Waarom U my kom red het, waarom U my getrek het, my geroep het, my naam geskryf het in die boek van die lewe van die Lam nie. Maar ek wil U dank en ek wil my lewe wy en offer aan U. Ag, ek wil vra dat U in hierdie dag en in hierdie naweek bietjie sal dink oor hierdie gedagte. Dit sal bepeins, dit sal oordink. Waarom het die Here my liefgehad? Waarom het die Here my siel kom red? Waarom het hy my van my sonde kom vergewe? En as jy by die antwoord uitkom is omdat ek hom gekies het, dan wil ek vir jou sê, staan stil en heroorweeg. Dink weer oor wat jy sê. Want die Bybel sê hy het jou vrywillig liefgehad. Hy het jou gekies. Hy het jou uit die moddersluik van sonde kom trek. Toe ek en jy soos Adam en Eva gevlug het van hom en weggekruip het van hom, het hy kom roep na ons, het hy ons kom soek. Hy het die onskuldige lam in ons plek geslag, sodat daar deur sy wonde vir ons sonde genesing kan kom. Daarom staan ek vanmôre in sy geregtigheid. En daarom kan ek vanmôre sê, soos die apostel Paulus, daar in Romeine die 8ste hoofstuk. En ag vriende, Romeine 8 is een van die kosbare hoofstukke in die Bybel. En in besonder daardie laaste gedeelte, vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ons ook opgewek het, wat ook aan die regterhand van God sit, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskryf is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Nie ons wat hom liefgehad het nie, deur hom wat ons liefgehad het. En dan die slotgedeelte, ek is verseker, 'n vaste sekerheid, dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is. En daarop kan ons sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Vriende, kom ons dank God, dat hy ons vrywillig liefgehad het. Hy het niks goeds in ons gesien nie, en tog stort hy sy liefde, sy genade, sy vergifnis oor ons uit. En hy noem ons kinders, hy noem ons vriende, hy noem ons mede-erfgename. Mag ons in hom ons vrede en ons blydskap vind, en ons verbly in sy onuitspreeklike liefde vir ons. Vriende, groete vir u, en 'n mooi naweek verder, en ons sien mekaar Sondag as die Here ons spaar. Tada.